En dit is wat ons uit Jona uit gaan vat, dat ons nie moet redeneer nie, en dat ons onvoorwaardelik gehoorsaam moet wees. So, ons het vir mekaar gesê, Jona was die profeet, hy het die koning bedien met raad, maar dit was 'n groot maar. En die maar was maar net basies, Jona het net belang gestel in 'n spesifieke weergawe van die Here se plan. So sê gou vir my, wie van julle wil gered wees? Wie van julle wil gered wees? Ons almal wil gered wees. Die van julle wat nie julle hande opgesteek het nie, julle moet asseblief tog met my kom praat na die tyd. Maar ons almal wil gered wees. Dink julle Jona wou gered gewees het voor die tyd? Ja, natuurlik. Dis hoekom hy net die goeie nuus gevat het. Maar sien, ek wil hierdie deel van die Here se wil hê, maar die wil waar die Here die ander mense wil red, stel ek nie altyd belang nie. Ek kyk na die politiek, ek kyk na ons land en ek wens eintlik die Here wil vroeër kom om hierdie mense 'n bietjie te oordeel. En wat die Here vir ons in Jona se hart wys, maak nie saak wat jy dink van die leierskap van die land of wat ek dink van die presidente van ander lande of wat in die wêreld of van daai groepering of ek probeer nou as Pris dit neutraal noem, maar vul dit in. Wat ons wil hê die Here moet hulle so graag oordeel. En ek stop net kort van hel toe stuur want dit is tog wat ons baie keer bedoel. Wys die Here vir ons eintlik sy hart. En wat is sy hart? Hy wil red. Psalm 40 vers 7 roep my hart op om met die Here se hart in gesinkroniseer te wees. Dis nie diereoffers of graanoffers wat die Here wil hê nie. Die Here soek nie my godsdienstigheid nie. Die Here wil nie hê ek moet 'n godsdienstige figuur wees wat al die godsdienstige regte taal praat nie. En volgende week gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Maar wat die Here vra is eintlik gehoorsaamheid. So ons het mekaar gesê, Jona was 'n regte egte mens. Maar hier is die ding, Jona het nie verstaan nie. Jona het nie verstaan nie. Hy het nie verstaan hoe werk God se hart nie. Hy het nie verstaan wat God se plan is nie. Dit was vir hom oop en bloot, maar hy het gekies as gevolg van sy eie voorkeure en die feit dat hy die Here se die weergawe van God se plan en wil vir homself wou net sy weergawe wat hy graag wou gehad het toegeëien het gemaak dat hy nie God se hart gehad het nie. En dis die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra is. Stel ek net belang in die kant waar die Here my red en as al foute is in my lewe wil ek bid en hê die Here moet my hand vat en my deur dit dra en al die mooi en goeie dinge, ek maak die beloftes uit die Bybel uit bymekaar wat sê, hierdie sê as Christen is hierdie wat nou, ek is 'n oorwinnaar en die Here beplan vir my goeie dinge, Johannes 10 vers 10, ek kan 'n lewe in oorvloed hê. Maar die ander verse wat van my iets verwag om God se hart uit te leef na buite, is nie in daai pakkie nie. Want my hart is nie waar Jesus se hart is nie. Jesaja 55 vers 9, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo die optredes van gedagtes bo julle gedagtes. En ek moet my hart instel, ek moet by die voete van Jesus gaan sit en sê, Here, stroop my van myself. Leer my u hart. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle vir die koninkryk van God, soek sy wil. Jona wil my en jou kom uitdaag. Ek moet my eie agenda kruisig. Ek moet God se wil nie net soek nie, maar dit doen. Jona het 'n groot gemis gehad. Hy het 'n groot gesoek gehad en hy het geen vrede gehad nie, en dis omdat hy die Here se hart gemis. Hy was ongelukkig. En dit kan wees dat ek en jy vanoggend hier is en dis waar ek is. Ek het 'n groot gemis in my lewe. Ek doen nie kerk ding, ek doen nie godsdienst, ek doen nie bid ding, ek doen nie Bybelverse ding en alles, ek doen nie Bybelstudie en alles wat ek moet doen, maar daar's steeds 'n gemis, daar's 'n gesoek. Daar's nie vrede nie. En daar's 'n ongelukkigheid omdat ek nie wil stap waar die Here my roep nie. Ek maak klaar. Ken of julle kan opkom. Wat gaan ons uit Jona leer in die volgende 10 weke? Eerstens, ons gaan uitgedaag word om op God se agenda te kom. En ons gaan doelbewus uitgedaag word om op God se agenda te kom, deur om te kyk wat is my eie agenda. So, dit beteken ek gaan kyk na my eie agenda en ek gaan 'n doelbewus begin kruisig om te sê, ek gaan altyd, die Engelse woord is gravitate, ek gaan altyd 'n aantrekking hê om my eie wil te soek in my lewe. En ek sal altyd genoeg versiersuiker daarop wil sit om myself te oortuig dis eintlik wat God wil doen. Wie van julle doen dit soms? Ek steek my hand op. Maar is ek die enigste ene? Ek en jy gaan Jona uitgedaag word om die knie te buig voor Jesus. Ek sê dit gereeld vir julle en dis vanoggend weer van toepassing. Die beste weergawe van my lewe
is die weergawe waar ek God se wil doen. Onvoorwaardelik. En ek wil jou volgende kom uitdaag, doen wat jy kan. Doen wat jy kan doen met dit wat jy het, maar moenie niks doen nie. Moenie niks doen nie. Dag op, wees daar, kom op jou knieë. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Dis waar die Here met Jeremia praat en hy berei hom voor vir die woord wat hy gaan kry en ek en jy die volle woord. Maar solank my hart onwillig is om dit te ontvang, sal dit onverstaanbaar bly vir my. Kyk, ek weet nie waar jy is nie, maar as daar enigstens twyfel in jou hart is oor geloofsekerheid, en ek bedoel, dis nou 'n goeie tyd, ons begin hierdie kwartaal weer met 'n kunskap sessie hierdie week, en as jy dit nog nooit gedoen het nie, en jy wonder oor geloofsekerheid, dan wil ek jou uitdaag, maak kontak met Anneke sal jou in kontak sit met die leier daarvan ook, Melinda, hulle begin hierdie week, en ek wil jou vra, oorweeg het om dit te doen. Ek dink daar is 'n goeie wegspringblok. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir my en jou seën in hierdie kwartaal, dat ons werklik 'n duidelike onderskeid sal kry tussen my wil en God se wil. En mag ek en jy die Here se wil kies. Amen.